Dit is vanoggend vir my 'n baie groot eer en voorreg om vir Dr. Johan Geyser aan die woord te stel. Hy was 'n paar weke gelede hierso by ons gewees en hy is ook hy het die boodskap op Kyknet gebring. So julle ken hom dalk van daar af. So ons is baie opgewonde oor die woord wat hy vanoggend vir ons gaan deel. En hy het so ruk gelede sy been verskriklik seer gemaak in 'n fietsongeluk, as ons dit so kan noem. So julle sal onthou die vorige keer ook. So hy gaan net ons het net vir hom 'n stoel gesit net om vir hom gemaklik te maak. En dan is dit ook my voorreg om net vanoggend die skriflesing te doen voordat hy aan die woord gaan wees. Ons lees uit Openbaring 3 vers 6 tot 8 in die Afrikaanse 53 vertaling. Het sê: Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Baie dankie, dit is die woord van die Here. Het is my 'n groot voorreg om weer saam met julle te kan wees, en nou weet ek nie, is dit 'n goeie ding as Ernig nie hier is nie? Het ons meer vrymoedigheid, kan ons meer goed doen, wat ons nie normaalweg sou doen nie. Vra ons net om verskoning agterna, ons het nie geweet nie. Nee, dit is vir my 'n groot eer, en veral, ek weet hoe moeilik dit vir my was om te gaan as iemand anderster daar is, so baie dankie vir hom ook. Ek wil praat met julle oor deure. Ek verstaan in 'n reeks oor visie ook, en dit hou verband daarmee. Die belangrikheid van deure. Ons kom eintlik eers agter hoe belangrik deure is as 'n deur toe is, as jy hom oop wil hê, en as hy oop is, as jy hom wil toe hê. As jy vanoggend hier gekom het en is 9 uur en die kerk moet begin en jy staan hier buite in die reën en die deur is toe, dan sê jy, wat gaan hier aan? Hierdie deur moet oop wees. Ons raak dan eers eintlik bewus van deure. En deure het 'n groot invloed op ons. Dit bepaal jou plek. Dit bepaal of jy binne is en of jy buite is. En dan is dit nie al nie. Jy weet, as die deure toegemaak word, dan het jy veiligheid. So jy kry, is nie net iets fisies nie, is iets psigies, geestelik ook. Jy het veiligheid, jy het gemeenskap, jy het omgang met ander mense, jy kan partytjie hou, jy kan rustig slaap, jy kan konfidensialiteit goed deel met mekaar. En ons dink ook so aan deure, dat dit nie net iets fisies is nie. Daarom sê ons, waar kom daai ou vandaan? Nee, jongen, ek weet net by die agterdeur ingekom. Of hy het weer een voet in die deur gekry. Of die deur het vir hom toegegaan. Nou in die gedeelte wat ons gelees het, skryf Johannes vir gemeentes wat swaar kry. Dis klein gemeentetjies in Klein-Asië. Hy was die streeksvoorsitter, die biskop gewees van die omgewing. Nou is hy gevange geneem, hy kap klippe deur die dag op die eiland Patmos, wat gebruik word om kastele en paaie te bou in Rome. Kan jy nou dink hoe sinvol is jou lewe as jy daar geland het? Hoe wonder jy oor jou lewe, hoe jy dit geleef het, waarvoor jy dit gegee het? Hy skryf. En ek dink die ouens wat met die sensoraat, wat die briewe moes gelees het voor hulle uitstuur, het so gelees en gesê, draak, 7 koppe. Jy weet, hierdie ou oom het dit nou heeltemal verloor. Hy goed deurgaan, laat die ouens lees, die oom is koekoes, wat hulle kan sien. Dinge is nie meer lekker met hom nie. En nou skryf hy. En nou skryf hulle oor deure. Hy het 'n hele paar deure waarvan hy praat in sy boek. En dan sê hy vir hulle, dat die goed wat met julle gebeur in julle lewe, het met deure te doen. So koppel die gebeure van jou lewe aan deure. Dan gaan jy verstaan, wat met jou gebeur. Jy gaan verstaan, hoekom dit met jou moet gebeur. En jy gaan energie ontvang en krag kry
om die regte goed te doen. Met die deure wat oopgaan en die deure wat toegaan in jou lewe. Nou, dis nogal 'n groot boodskap. En ek wil net klem lê op die 2 deure wat hier genoem word. Daar's baie deure, maar 2. Die een is die deur van geleenthede. Dis 'n uiterlike fisiese deur. En dis die deur van jou hart. Dis 'n innerlike onsigbare deur. Die 2 deure. En hy sê, Jesus sê, ja, dis groot woorde. Hy sê die Gees sê, as jy oor het hoor, die Gees sê goed vir die gemeente. Hy sê, ek skryf dit. So die goed wat die Gees sê, is die goed wat geskryf is. En dit word gegee vir die engel van die gemeente. Daar was in 'n lang tyd terug, toe pastore engele was. Dis hoe mense aan hulle gedink het. Nie meer vandag nie. Ek verlang na die ou dae. Die engel is die boodskapper van die Here vir daai plek. En dan is so dis die boodskapper, dis geskryf, dis die Gees, en dan sê hy, so sê hy, Jesus sê, en hy sê 3 goed. 3 goed. Hy sê, ek is die deur oopmaker. Hy sê, ek het die sleutels, en ek het op Ernie se tafel gekry. Moenie vir hom sê nie, dalk sy gevoelig daaroor dat ouens sy goed vat, ek weet nie. Ek het die sleutels. Ja, ek weet nie wat doen dit in jou. Kyk, daar's daai woorde van, ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Ek het dit. Ek maak oop, niemand kan toemaak nie. Ek maak toe, niemand kan oopmaak nie. Hy sê, ek is die een. Daar is 'n naam vir sleutel oopmaker, deur oopmaker. Dis Al-Fatah. Al-Fatah. En daar's 'n ou tradisionele leer oor die 99 mooiste name van God. The most beautiful names of God. En die een van hulle is Al-Fatah. Kyk, hy het soveel name, omdat hy so groot is. Hy kan soveel goed doen. Hy is soveel. En nou is dit so dat ons hom net kan leer ken as my redder van my siel, dat ek kan hemel toe gaan. Maar hy is ook die geneesheer. Hy is ook die doper met die Gees. Hy is ook die een wat voorsien. Hy is soveel. Daar's 99 sulke name. En kinders, in daai tradisie word al 99 name geleer en word vertel wat dit beteken. En as hulle kom by Al-Fatah, dan sê hulle, man, alle deure wat vir jou toe gaan, alle geleenthede, alle teenstand wat jy in die lewe kry, alle onmoontlikhede voor jou, kan net so verander. Hy verander dit alles. Hy maak die deur oop en voilà, jy kan deurstap. Dis verby. En nie net uiterlike deure nie, innerlike deure. Weerstand in jou, onwilligheid in jou, vrees in jou, onmoontlikhede. Hy maak die deur van jou hart oop. En dis natuurlik wat ons lees in die evangelies. As ons probeer verstaan wie Jesus is, dan sê Markus byvoorbeeld, hy kom by 'n dowe man, en dan druk hy sy vingers in sy ore, en dan sê hy vir hom, Al-Fatah. Dit staan in ons vertaling, in die Afrikaanse vertaling. Hy sê, Al-Fatah, gaan oop. En die ou se ore gaan oop. Hy's Al-Fatah. Hy maak deure oop, ore oop. 'n blinde man. Hy vat grond, en dan sit hy dit op die ou se oë. Ek dink, dit was 'n skepingswonderwerk. Ek dink die ou het nie oë gehad nie. 2 redes. Hulle sê, ons het van die begin van die skepping af nog nooit so 'n wonderwerk gesien nie. Daar is al ander blinde ouens wat gesien, maar hy sê hierdie een van die skepping af nie. En toe die ou skielik kon sien, toe kan hulle hom nie herken nie. Ou herken nog 'n blinde ou nadat hy kan sien. Hy lyk nog dieselfde. Maar as hy nie oë gehad het, nie lyk hy anders.
Jesus doen 'n groot wonderwerk, maar dit's nie die groot wonderwerk nie. Toe die ou kan sien, toe sê hy vir hom, kan jy sien wie's ek? Dis die ding. Kan jy sien wie's ek? En hy open sy oë vir die tweede keer, dat hy kan sien wie Jesus is. Dis net so groot wonderwerk, as iemand se geestesoë oopgaan, as wat hy fisies kan sien. Hy kom by Lydia, die purperverkoopster, en hy open haar hart, dat sy die woorde van God kan begryp, verstaan, aanvaar en verstaan. Hy maak harte oop. Hartsdeure maak hy oop. En dit is wie hy is. En dit is hoe hy bekend gestel word. Hy maak hartsdeure oop. En nou gaan iets interessant, let hier op, dat hy sê, hy maak deure oop, maar dan sê hy, jy moet die deur van jou hart oopmaak. So, daar's twee aksies. Is dit nou hy wat die deure oopmaak, of is dit nou ek wat die deure oopmaak? Ons raak medewerkers. Hy doen dit nie sonder ons nie. En jou innerlike en uiterlike hang saam. Dit hou verband met mekaar. Verduidelik het so, as daar 'n ongewenste, ongenooide ervaring in jou lewe inkom. En as jy nou wonder, wat is dit? Moenie worry nie, dit gaan duidelik vir jou raak. Dit gaan kom. Jy hoef nie te bid of te wag daarvoor nie. Dit gebeur met ons almal. Jy's nou ongeluk. Jy raak siek. 'n vertrouensverhouding word verbreek en kom tot 'n einde. Jy het 'n finansiële terugslag. Daar's dood waarmee jy moet deel. Iemand wat naby jou was, is nie meer daar nie. Sulke goed gebeur. Wat doen jy as dit met jou gebeur? Dis uiterlike goed. Dis deure wat toe gaan. Jy gaan dadelik na jou binnekant toe. En jy wonder, hoekom het dit met my gebeur? Jy ondersoek jou hart. Was dat dalk iets in my? Wat het ek gedoen? Kan jy sien hoe die uiterlike en die innerlike saamwerk? Die Here werk in Lydia se hart en sy maak haar hart oop, maar sy moes nog steeds ook iets doen. Sy moes opdaag, sy moes luister, sy moet haar hart oop hou, dat dit kan kom. En wanneer jy in jou hart ingaan, word jy in staat gestel op 'n innerlike reis, om die uiterlike omstandighede in die eise wat die deure wat nou toegegaan het en oopgegaan het, te kan hanteer. Want as jy na binnekant toe gaan, weet jy wat vind jy? Twee goed. Jy vind jouself en jy vind die Here. Jy vind meer uit van jouself. Hoeveel? My boetie werk met initiasieprogramme en goed. En hy het gevoel dat ek hier op 50 ook deur so 'n proses moet gaan om 'n man te kan word. Dit het saamgewerk. En dit was interessant. En een van die groot goed wat met almal gebeur wat die deure gaan. Kyk, laai jou byvoorbeeld af op 'n plek. Jy weet nie waar is jy nie, jy het nie geld nie, jy ken niemand nie en jy moet by die huis kom. Jy is verdwaal. Dis eers 'n benoude ding. Sê nou 'n slang pik my. Sê nou iets, jy weet, maar dan kry jy jou pad terug. En hier is wat almal sê. Ek kon nie glo. Dit was aan my gewees nie. Ek het dit gemaak, ek het dit gedoen. En dan deur daai hele week te gaan, wanneer jy deur ergere slaapdeprivasie, sonder kos, jy weet, in die bos moet deurkom en dit reën en jy het 'n ou klein seiltjie wat jy oor, jy weet, al daai goed, en jy kom deur en jy besef, daar's baie meer goed in my as wat ek van geweet het. Baie goed kom na vore wat ek nie geken het nie. Jy het kamers in jou hart. En daar is kamers wat jy gaan ontdek en wat gaan oopgemaak word vir jou. En daar is 'n kamer in jou.
daar's 'n plek in jou, en dis die groot kamer, dis die troonkamer in jou binneste. Dis waar Jesus bly. Dis waar hy sê, Efesiërs 3:18, is waar ek bly, in jou hart, dis waar ek bly. So, dit is hoekom Teresa van Avila het na die binnewêreld gekyk as 'n kasteel, en sy het dit as 'n groot avontuur beskryf, haar hele lewe, hoe sy sekere kamers in die kasteel ontdek het. Paulus noem dit 'n tempel, jy's 'n tempel van die Heilige Gees. Jy ontdek ook nie net goeie goed van jou nie, jy ontdek ook, ek het dit gemis. Een van die professors by wie ek studeer het dit the horror of self-discovery genoem. Hy het gesê, man, vergeet horror movies, dis niks, ontdek jouself. Dis nie so lekker nie. Maar jy ontdek nie net dat ek sondig is nie, jy ontdek ook dat ek na die beeld van God geskape is en gemaak is. Dat ek gawes het, dat ek kapasiteit het, dat ek vermoëns het. Al hierdie goed stel jou in staat. Jy groei om die deure te kan hanteer wat in jou lewe toegaan en oopgaan. Dit stel jou in staat. So Jesus sê, ek ken jou. Ek ken jou, sê hy. Ek weet dat jy swak is. Ek weet dat jy swaar kry. Hy sê, en ek het my woord bewaar. Jy hou vas aan my, jy verloon my nie. Jy, ten spyte van alles wat deur jy gaan, hou jy vas aan my. Die Here sê, ek's met jou. Jy gaan saam met hom. Jy's nie alleen nie. Alfata, hy sê vir jou, ek is Alfata. En ek hou jou hand. Ek's by jou. Ek maak deure toe. Nou, wat gebeur het met hierdie ouens vir wie hy skryf, is dat 'n letterlike deur het vir hulle toegegaan. Hulle is uit die sinagoge uitgeban. Die Christene het nog saam met die Jode aanbid in die sinagoge, en die sinagoge was vrygestel van sekere keiserlike aanbiddingsrituele. As jy dit nie doen nie, dan kry jy nie werk nie. Daar word teen jou gediskrimineer. Jy kan selfs in gevangenis behandel word. Nou was 'n tyd gewees onder sekere van die keisers wat baie sterk op die keiserlike aanbidding was, waarin hulle gevange geneem was en hulle as martelare vir die vermaak van die volk in die arenas in die brand gesteek is byvoorbeeld. So dit is 'n groot storie om in die sinagoge te kan aanbid en hierdie kwytskelding te kan hê. En jou geloof te kan uitleef. En nou sê die Jode, julle is nie meer Jode nie. Julle aanbid nie meer die God wat ons aanbid nie, uit die sinagoge uit. 'n deur, 'n fisiese deur gaan vir hulle toe, maar dit is 'n politiese, ekonomiese deur, dis 'n sosiale deur, want ons is nog vriende. Ek ken 'n hele klomp, ons is nie kwaad vir mekaar nie, maar nou sê die leiers, uit met hulle. En nou is my hele identiteit word geraak. Nou is ek nie, wat is ek nou? Nou is ek nie meer eintlik 'n Jood nie. Want ek het nie die voordele van die Jode nie. Ons is nou op ons eie. Heeltemal ontwrig. Deure het nou vir ons toegegaan. Ons het dit nie gekies nie, ons wou dit nie gehad het nie. En dit gebeur met ons, né? Deure gaan toe. 'n Droom kom tot 'n einde. En jy kon dit nie verwag het nie. Wat nou? Dit is onderskei. Moet jy aanbeweeg of moet jy 'n bietjie bly en sê nee, ek weier dat hierdie deur toe gaan. Hierdie deur kan weer oopgaan. Baie keer beteken dit ons moet aanbeweeg. Maar wat my nogal bug is die feit dat Jesus sê ek het daai deur toegemaak. Ek het daai deur toegemaak. Daai deur sou nie toegaan as ek dit nie toegelaat het nie. En nou moet jy dit aanvaar. Dis ontwrigtend. Dit vat aan my sak. Dis my lewe. My hele lewe verloor ek nou, soos wat ek het ken. Nou moet ek 'n nuwe lewe kry. Hoe gaan ek dit kry? Dis een van die kragtigste ervarings en draaipunte in jou lewe as jy aanvaar. Jy weet, in Sanskrit is daar 'n woord tatata. Dit beteken the suchness of life. Dit is hoe die lewe soms
uitwerk. En ek verstaan dit nie. Ek weet nie hoekom nie, maar ek vertrou. Ek vertrou. Dit is nou hoe dit is, ek aanvaar het. Jong, jy kan in 'n diep depressie gaan. Jy moet rou, jy moet afskeid neem. Moenie jou gevoelens en die verlies wat jy het ontken nie. As jy dit begrawe, dan groei dit binne in jou. Dit skiet saad. En op 'n dag, dan doen jy goed. En dan voel jy goed, wat jouself laat skrik en jy sê, maar dis nie ek nie. Maar dis die goed wat jy gehou het. Dit moet deur jou gaan, daai emosies. Jy moet die pyn voel. Jy moet kan vergewe. Dis werk wat afgehandel moet word, voordat jy kan aangaan en aanstap en deurstap in die nuwe deur wat die Here vir jou oopmaak. Ons in die sosiologie staan dit bekend as liminal space. Jy's nou klaar met hierdie ding, maar jy's nog nie eintlik klaar met hom nie. En jy weet nie wat vir jou voorlê nie, jy hang in die lug. Dis 'n lelike plek om te wees. Jy gaan deur moeilike goed gebeur. Jy skrik baie keer aan die goed wat by jou opkom. Maar hier is die groot uitnodiging. Om nie vas te haak by die mense en die omstandighede wat veroorsaak het dat jy in daai plek beland het nie. Jy moet verder en meer as dit. Jy moet dit kan laat gaan uiteindelik. En dit beteken nie, jy kan nie opstaan vir jou regte en sê, maar dit is nie reg wat gebeur het nie. Maar uiteindelik, daai deur het toegegaan. En jy moet wegstap van daai deur af. Jy moet sê, goodbye, sluit hom, gaan. Want hy's klaar. Helen Keller het 'n aanhaling wat ek vir julle graag wil lees. Sy was blind en stom gebore. So sy kon nie sien nie, sy kon nie praat nie, en dis baie interessant. Sy daar is byvoorbeeld vir haar gesê, dit moet verskriklik wees om blind te wees. Toe sê Helen Keller, nee, dis baie erger om nie visie te hê nie. Baie erger, hoor wat sê sy. When one door of happiness closes, another one opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. Weet jy, dit is wat baie mense se lewe hou op. Toe die deur vir my toegegaan het. Dis nie die einde nie. Hey, Alfata is saam met jou. Hy weet beter. Kan jy hom vertrou? Of weet jy wat die beste is vir jou lewe? Ek het iemand wat vir my eendag gesê, jy moet oppas wat jy wil hê. Ek sien, jy's gedryf en jy werk hard en jy is 'n harde kop en jy hou aan tot jy kry wat jy wil hê. Jy moet oppas wat jy wil hê, jy gaan dit kry. En ek het gelag en gesê, ag, mag dit so wees. En so 10 jaar later te bel ek haar, toe sê ek vir wie wat, jy was so reg gewees. Ek het gedink ek weet wat ek wil hê. Nou is ek baie spyt ek het dit gekry. Ek het soveel tyd gemors. Dis niks. Dis niks wat ek wou gehad het nie. Dit beteken niks. Ek het iets gesoek en dit wat ek het nie kon kry nie. Is verby. So glo dit. As die deur toegaan, dan maak hy vir jou 'n nuwe deur oop. Nou vir daai ouens wat daar gebly het, 'n nuwe deur het vir hulle oopgegaan. 'n Nuwe deur het vir hulle oopgegaan. Hulle kon dit nie sien nie. Die Here sê vir hulle, luister, julle het nou nie 'n identiteit nie, maar julle gaan 'n nuwe identiteit kry. Julle is Christene, en weet julle wat? In Smyrna, Pergamus, en hy noem die dorpies om hulle, sê, is daar ouens wat in presies dieselfde penarie as julle is. Julle bly in Philadelphia, die stad van broederliefde. Hy's op al die hoofhandelsroetes. Hy sê, julle het nou vriende op ander plekke. Julle behoort nou aan 'n nuwe gemeenskap. Julle moet by mekaar uitkom en julle moet connect en vriende maak. En dan is daar 'n nuwe roeping, daar's 'n nuwe geleentheid wat julle het. Kyk anderster na hierdie klomp ouens wat julle stad kom omkrap en 'n paar aande hier bly 'n partytjie hou en deurgaan. Daar's moontlikheid, hoor. Julle kan so 'n bietjie geld maak. Gee 'n blyplek vir hulle. Julle kan gesprekke voer.
Julle kan die evangelie versprei. Hier is 'n hele nuwe deur wat vir julle oopgaan. Weet julle wat sê Paulus? Kom ek lees vir julle wat sê. Hy sê, daar het 'n groot en 'n kragtige deur vir my oopgegaan en daar is baie teenstanders. 1 Korintiërs 16 vers 9. Net, kom ons kyk ding nie. 'n groot deur het vir my oopgegaan. Dis 'n kragtige deur wat vir my oopgegaan het en daar's teenstanders, sê hy. Nou groot is relatief. Hoe groot, dink julle daai ons was excited in Philadelphia toe hulle hoor, Jesus, hier's 'n groot deur wat vir julle oopgegaan het. Kom, gee maar vir ons klein deurtjie terug asseblief. Is genoeg. Ek kan niks groot sien nie. Hier is baie uitdagings, moeilikheid. Dit is tough. Dink hoe klink dit vir Johannes? 'n groot deur het vir jou oopgegaan. Jy kan elke aand as jy nou 'n paar klippe gekap het, wat baie sinvol was, wat die pad mooi gelyk maak vir die perde en die goed daar in Rome, en dan kan jy 'n bietjie skryf as jy wil. Dis jou groot deur. Dit was 'n groot deur. Maar ek dink nie Johannes het dit ooit kon droom, dat daai briefies wat hy skryf vir sy gemeentes, want hy gee so om vir hulle. Hy is die pastor. Hy gee so om vir hulle, dat dit vandag gelees word. Dat dit die kerk voed deur die eeue. Hulle verbeelding aangryp oor die toekoms en wat gaan gebeur met ons. Hy's 'n groot deur wat oopgaan. Jy kan dit nie altyd sien nie. Kyk, sê Jesus, kyk, ek maak 'n deur vir jou oop. Kyk, kan jy dit sien? Dis moeilik. Jy moet rondkyk. Hierdie sleutel sê, Matteus 7:7. Hy sê, hier is die sleutel, vra. Dan sê, soek, vra. Vir wat vra ek? Ek vra ons, weet jy van 'n deur? Weet jy van so 'n tipe deur? Maar die eerste plek waar jy moet vra is vir hom. Efesiërs 3 vers 17, ek bid vir verligte oë van my hart, laat ek kan sien waarop dit neerkom. Dis wat ek die nodigste het. Dat die oë van my gees oopgaan, dat ek sal kan sien, is dit 'n kans hierdie. Ek soek, ek vra rond. En dan klop ek. En die deur sal vir jou oopgaan, sê Jesus. Laat my dink op die lughawe, ek's op die lughawe en ek moet iemand oplaai en ek vra vir hulle, ekskuus, waar gaan ek hierdie ou kry? Hulle sê terminaal B, hek C. Baie dankie. Nou soek ek. Terminaal. Ek het nou gevra, nou soek ek oral en ek vra weer en ek kom daar en ek vind uit, nee, jy kan nie gaan klop nie. Hulle sluit hom oop en dan maak hy oop en dan nou wag ek. Dis baie keer die proses wat jy gaan. Partykeer is jy in 'n plek waar jy 'n visie ontvang en 'n deur gaan vir jou oop terwyl jy in 'n plek is. En dan is dit ook moeilik. Hoe stap ek weg? Hoe swaar is dit vir ons om hierdie deur toe te maak en te gaan, want ek word geroep vir 'n ander deur, 'n Macedoniese roepstem, soos Paulus. Wat waai en wat sê, kom hier, ek wil help, ek wil gaan. Maar wanneer hy skreef, kan net iets sien van dit, dan gaan ek. En dan sê jy op die drempel, dan moet jy die besluit neem, gaan ek of gaan ek nie? Jy vind uit baie teenstanders. Ons sê baie keer, die Here is in hierdie ding, want alles werk net vlot. Nee, dis eintlik andersom. Die Here is in hierdie ding, niks wil uitwerk nie. Hier's baie moeilikheid. En wat is 'n moeilikheid? Moeilikheid van buite af. Hulle sit met finansiële verlies. Jou identiteit. Die Here roep jou baie keer en jy moet 'n totale nuwe identiteit kry. Dis nie so glamorous nie. Mense gaan nie so baie van jou dink nou met hierdie nuwe ding wat jy doen is wat ek het 'n lekker posisie gehad. Laat dit gaan. Laat al die goed gaan. Dis dele, dis teenstand wat jy kry. 'n groot teenstand wat jy kan kry is
Is dat finansiële verlies. Dit is nie vir my finansieel beter nie. Maar ek weet ek moet gaan. Dit is 'n kragtige deur. Nou die woord kragtig is 'n baie interessante woord. Is eintlik 'n deur. Dis 'n deur wat my energie gee. Die Griekse woord is energeia. So ek word geënergeer deur hierdie deur. As ek sien wat dit is, as ek sien wat se moontlikhede daar is, as ek sien nie net wat dit vir my gaan gee nie, maar wat met my gaan gebeur. Wat met my gaan word, wie ek gaan word deur hierdie ding. Dan, dis groot. Dan wil ek dit doen. Ja, groot deur het vir my oopgegaan. Ek wil afsluit, waar is jy? Wat se plek is jy? Wat is jou deur? Wat se omstandighede is jy nou in? 'n Deur wat toe is of 'n deur wat oop is? Waar jy ook al is, het jy 'n aanvoeling dalk gekry van wat die volgende stap is wat ek moet neem? Want die groot ding is nou alvat dan, hè? Saam met hom. Ek onderskei. Ek loop, hy hou met my maaltyd en ek neem my volgende stap. Ek het gewonder, hoekom werk die lewe so? Heeltyd deure wat oop en toe gaan en ons moet altyd op 'n reis wees. Hoekom? Dit berei ons voor vir daai laaste keer. Nou vat ons die exodor, jou uitgangsdeur. En as jy geleer het deur die lewe om mee te gee, te laat gaan, te huil, te groet, te waag, oor die drempel te stap, dan dink ek is ons reg vir daai deur, die finale een, om hom saam met hom te stap. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees, in die naam van Jesus. Ons dankie vir ons lewe, en dat ons dit saam met U kan doen, Elfata. Dat die planne het vir ons lewe, dat die deure oopmaak en toemaak. U weet waar elkeen van ons vermore is. En as jy vermore diepe verlange het na die Here, iets spesifiek het wat jy wil vra, kan jy nou jou hand opsteek. Ons strek ons hande uit na U. En ons vra U, Here, met hierdie deur waarvoor ons staan, dat U vir ons sal lei, sal energie gee, sal helderheid gee, oortuiging gee, alles wat nodig is, sodat ons kan doen wat U wil hê ons moet doen, in die naam van Jesus. Amen. Amen.